Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen en amen. Prys die Here. Die Here is goed, die Here is almagtig, die Here is in beheer. Baie dankie Here. Ek moet dit seker, ek wil dit graag deel. Daar was baie mense wat saam gebid het en ingetree het en ek wil net kom getuig. Hulle het vasgestel na 6 maande se intensiewe ondersoeke en na 'n jaar lank se soek het hulle vasgestel waar het die twee beroertes vandaan gekom. Dit is as gevolg van die een oog wat ek het. Hierdie oog is afgesny, uitgesny, daar is niks in die are, kom tot 'n punt en dan is dit afgeblok, afgesny. En daar is 50%, dit klink verskriklik, dit laat jou skrik, dit 50% blokkasie, verkalking, wat is die verkalking? Cholesterolverkalking in die linkerbrein. Die regterbrein, daar is niks nie, alles is reg daarso, want daar is 'n oog. Wat hierdie kant gebeur is, die are en goed is afgesny, dit kom tot daar, so alles vloei tot daar, en dan kom dit daar by 'n punt waar dit stop, nou is dit afgesny, dit kan nie verder nie, nou bou dit op, bam, 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 en dan een of ander tyd, word dit te veel daarso, dan sê dit, nou skiet dit, en dan skiet dit van daai kant af, deur die oog wat kan sien, en Here, dankie, is net wonderbaarlik, hierdie oog wat ook toe blind was met die beroerte deur hom, 2 keer blind was, hy het, luister hier, sy sig het verbeter, van 2 weke terug was dit 85%, ek het dit genoem, en dit het vir die 85, sy sig het vermeerder tot 91%, en die 90% wat die herstel was, het in 2 weke weer verbeter na 96% herstel. Dit is wonderbaar. Dit laat 'n spesialis, 'n dokter se mond oophang. Wat prys die Here na 'n jaar. Al die eer aan die Here, na 'n jaar het dit by 'n spesialis se mond uitgekom, wat vir 'n jaar lank vir my gekyk het as wat normaal is, wat self gesê, I have to agree with you, this is a miracle. Dankie Here vir u wonderwerke. En so Here wil ek in hierdie oggend net dankie sê, prys u naam, u is magtig, u is almagtig Here, u is wonderbaar, dankie vir u uitsonderlike genade. Here, dankie vir dat ek vanoggend hier kan staan, Here, en nederig voor u kan kom buig, Here, en kan besef, Here, waar staan ek? Wat is ek? Ek is 'n mens, Here, ek is aan hierdie faktore, hierdie elemente blootgestel, Here, dit is net u genade, Here, en u groot liefde, wat my in staat stel
om hier te kom staan vanoggend, Here, en nogal u woord te kan bring. Here, ek is nie waardig om u woord te bring nie. Here, dit is genade op genade, maar omdat u nog steeds hierdie genade het en u wil hê ek moet u woord bring, Here, daarom verbeter dit, daarom herstel dit, Here, en daarom kan ek vanoggend hier staan in u, opgerig in u. Dankie vir u genade, dankie vir u liefde, dankie vir gebede, dankie vir 'n liggaam wat mense wat vandag ingeskakel is, Here, van reg oor die wêreld en Here, almal deel is van hierdie liggaam waar ons vir mekaar intree, vir mekaar omgee, vir mekaar kan bid. En so bid ek vanoggend weer, Here, vir hulle wat siek is, vir hulle wat swaar kry, Here, wat nie kos het om te eet nie. U sê in u woord, Here, daar in Matteus het u dit gesê, ons het dit in die vooraf gedeelte, hier het u dit genoem, Here, vir ons, u het gesê, moet julle nie bekommerd oor wat julle gaan eet of drink nie, bekommer jou oor die lewe is meer werd as dit wat ons gaan eet en drink. Dit beteken nie dat ons nie gaan eet en drink en gaan aantrek nie. U sê in die volgende vers, kyk na die voëls, hulle maak nie by mekaar nie en ek versorg hulle en julle is meer werd as hulle. Here, dankie dat u in al ons behoeftes voorsien van elke een van u. En dankie vir die woord vanoggend. Here, ek dink aan verlede week het ons gebid vir Dian, 'n 3-jarige seentjie, Here. Ons bid nog steeds, Here, ons bid vir volkome herstel. Ons het gebid vir Alta met die heup. Here, dankie vir 'n operasie wat suksesvol was en ons bid nog steeds vir haar herstel. En so vir elke ander een wat ons nie eens van weet vanoggend nie. Here, dit maak nie saak hoe groot of hoe ernstig of hoe nie ernstig dit vir ons lyk nie. Here, ons is afhanklik van u genade en van u herstel en van u godheid en u goedheid. Raak ons aan in al ons situasies. Dankie, Here, dankie vir u woord, dankie vir beloftes wat u gee in u woord, en dankie, Here, dat wanneer u een keer 'n belofte gegee het, staan dit, Here, dit staan vir ewig. Behoed ons, bewaar ons, dat ons nie uit die belofte uit beweeg nie. Gaan so saam met elkeen. Here, ek bid ook en ek vra weer eens dat u vir hulle wat maand vir maand getrou is, Here, met hulle tiendes, hulle offers aan u, Here, dat u hulle sal seën. Ek dink aan iemand met die verwysing Gansbaai, die vriend in Christus, dan is daar 'n vriend van Christus, ek dink aan Janiel, Zenmarie, Rika, Here, 'n paar wat ek, Deleen, Here, seën elke een wat getrou is aan u. Dankie, Here, dat dit nie vir ons is nie, en waar dit persoonlik aan ons is, dankie, Here, vir u voorsiening. Maar dankie, Here, dat hierdie nie ontvang word deur mense en Here, dat dit elke sent 'n saad is wat in goeie grond vanoggend lê, waar dit reeds in die ontkiem is. Voorsien aan hulle, elke een wat so getrou is, en hulle, Here, wat daar is soveel wat nie 'n verwysing het nie.
wat ons nie weet wie dit is nie, maar U weet wie dit is. Voorsien in elkeen, Here, se behoeftes. Seën hulle in U rykdomme in Christus. En spreek met ons vanoggend, Here, in Jesus naam. Amen, amen. En prys die Here, hier is ons. Okay, prys die Here. Hoekom sit ek weer 'n bril op vanoggend? Nee, dis net so dat ek net 'n bietjie beter hier voor my kan sien my notas, dit wat die Here sê. Daar is nie foute nie. Hulle het ook gesê, daar was gesê dat ja, ek moet 'n leesbril kry, want ek is nie meer jonk nie. Nou, hoe kan jy dit glo dat hulle dit vir my sê? Ja, Here, dankie. Ons voel, Here, nie oud nie. Maar ja, as ons gaan kyk na die kalender, dan word ons nou oud, Here. Maar in U is ons, Here, so wakker soos wat U ons wil hê. Amen. Nou, hier is vandag se boodskap wat die Here met my gepraat het. Navolger of aanhanger. Wat is 'n aanhanger? 'n fan. Is jy 'n navolger of 'n fan? In Lukas 4 vers 46, daar sê die Here Jesus, dan vra hy die vraag, waarom noem julle my Here, Here, as julle nie doen wat ek sê nie? Waarom sê julle vir my Here, Here, as julle nie doen wat ek sê nie? Wat beteken dit regtig? Dit beteken eenvoudig in die oorspronklike teks as ons staan toe gaan, dan sê die Here daarso, en in die verwysings daar wat jy kry in die oorspronklike teks, dan sê die Here, waarom bely julle my Jesus as Here van jou lewe? Waarom lees jy die Bybel? Waarom bid jy dat die Vader se wil in jou lewe sal geskied? As jy leef soos jy wil, en asof jou werk, jou geld, jou selfbeeld, jou eie planne, die meester van jou lewe is. Hoekom noem jy my dan Here? Wow. Dit bring 'n mens tot stilstand. Here, die vraag in die oorspronklike teks lees eintlik so wat die Here sê, jy mag my nie die Here noem as jy nie doen wat ek sê nie. Wow, wow, wow. Wow. Waarom noem jy my Here? Want jou werklike alledaagse lewe, die manier waarop jy leef, jou interaksie met diegene in en buite die liggaam van Christus, die dinge wat jou geloof eg maak of nie eg maak nie. Dit stem nie ooreen nie. Die Here sê, daar is twee soorte Christene. In vers 49 sê Jesus, elkeen wat na my toe kom en my woorde hoor en daarvolgens handel, is die een tipe mens wat die navolger is. Hy hoor die Here se woorde en daarvolgens handel. En die ander een is die wie my woorde hoor, maar dit nie doen nie. Dit is die aanhangers, dit is die fans van die Here. Dit klink goed, dit is die lekker, solank ek wil hier deel wees van hierdie, dit is die mense wat ingestel is op die
blessings gedeelte, die seën gedeelte. Die Here sê dit, dat ek kan vir jou versies aanhaal, wat die Here sê oor sy seën en hoe hy ons gaan seën. Maar ons wil nie iets doen om daardie seën te ontvang nie. Jy sien, die probleem is albei hoor die woord. Die Here sê dit daarso. Hy het dit duidelik gesê, as die wat sy woord hoor en doen, en die ander wat sy woord hoor en dit nie doen nie. So albei hoor die woord. Dit is die beginpunt. En dit is so belangrik om die Here se woord te hoor, want sonder die hoor van die woord is daar geen gehoorsaamheid nie. Kan daar nie gehoorsaamheid wees nie, want ek weet nie wat die Here sê nie. Jy moet hierdie roepstem van die Here hoor. Paulus sê in Romeine 1 vers 5, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring. Amen. En dan sê Paulus dan in Romeine 10 vers 17 ook, hierdie geloof kom deur die prediking van die woord. En dit is deur die prediking wat die hoor kom. Wow. Die feit dat jy die woord hoor is geweldig belangrik. Ons moet die woord hoor. Anders kan ons nie weet wat die Here sê nie, wat ons moet doen nie, wat ons nie moet doen nie. So, mense kan so maklik, ag nee, ek is nie lus nou vir hierdie nie, ek wil nie nou dit hoor nie, ag alweer 'n ou versie. Nee, prys die Here vir die voorreg om die woord van die Here te hoor. Elke keer as jy dit hoor, Here, kan ek daarvolgens handel, kan ek in u wil kom, kan ek kom by die punt waar ek u kan noem, Here, Here. En elke ware volgeling van Jesus, Here, dankie vir u woord. Volgelinge dors na die lewende water van die woord en hulle honger na die brood van die lewe. Dit is ware volgelinge. Honger en dors na die woord. Here, wat sê u? Want ek wil nie net daardeur gepaai word nie, ek wil daarvolgens handel. Amen. Sonder die eet en die drink van die woord, verhonger jy, krimp jy weg en droog jy uit, totdat niks oor is van jou nie. Daar is baie wat hoor, maar wat nog nooit regtig gedrink het en nog nooit regtig geëet het nie. Hulle hoor dit woord. Die woord spoel maar net so liggies so oor hulle. Maak hulle so effens natterig en dan voordat hulle te nat is, dan word hulle weer droog. Sjoe. Baie wat die regte woorde kan sê. Baie wat sê, Here, Here, wat kan bid verander, maar hulle leef nie asof God in die vlees gekom het om sy lewe vir hulle af te lê nie. En hulle leef ook nie dat hulle die lewe wat die Here vir hulle afgelê het, opgeneem het nie. Hulle leef nie asof hulle uit die ewige doodheid opgewek is nie. En of daar 'n nuwe lewe aan hulle gegee is, 'n nuwe lewe in Christus, 'n geesgevulde lewe. Hulle leef nie of hulle dit ontvang het nie. Hulle bly net, wat het ek gesê,
wil nie nou weer sê fans nie, hulle bly net aanhangers van die Here. Ek is, jy kry dit mos. Ek het dit gesien die jare terug toe ek in die gym was en geoefen het. Daar soos ouetjies hoor hier so, hy kan sit net daar, hy trap net eintlik fiets daar in die hoek. Maar dit is vir hom goed genoeg om te sê, hy is hier waar hierdie ouens is, hierdie champs is. Ek is saam met een van die bestes wat daar in Suid-Afrika was, ooit 'n man met die naam van Dion Skeepers gewees. Vir my gelyk soos 'n beeltjie altyd. Die eerste keer toe ek die man sien, toe lyk dit soos 'n beeltjie. En ja, dit was nie ouens wat, hulle het niks in 'n deel geneem net nie, maar hulle was deel van die gym, presies dieselfde. Here, ons is in hierdie kerk, ons neem nie deel aan enige iets nie, ons vang niks nie, maar net om te kan sê, ons is daar. Ons kan hierdie versies, ons gaan soontoe om hierdie versies te hoor, van hoe die Here ons gaan seën, en dit is hierdie voorspoedprediking se skuld, dat mense nie kom by 'n oorgawe van lewe nie, maar kom vashak op hoe die Here ons gaan seën, want ons is hierdie kindertjies van die Here, en die Here het altyd verstommend miljoene, triljoene vir hulle instoor en wat hulle gaan kry, en dit is so ingestel op die materiële. Waar die Here reg in die begin gesê het, waaroor bekommer julle oor die materiële? Hoekom wil julle so baie materiële hê? Is die lewe nie belangriker nie? Om my Here, Here te noem, is dit nie belangriker nie? Amen. Dit is die groot verskil tussen disipel en 'n aanhanger, 'n fan van die Here. Hulle lewe verskillende lewens en hulle tree verskillend op. Albei hoor die stem van die herder, maar net een kom en word verander en handel daarvolgens. En net een. Obviously, ons kan dit weet nie wie dit is nou, die navolger sal die Here die meester van sy lewe maak, en die Here in alles wil behaag. En dieper in die waarhede van God se woord in delf. Die ander ene is die fan, die aanhanger, hy is baie lui as dit kom by die woord, hy wil nie delf nie. Hy wil net lees so en dit programmeer in sy kop 'n paar versies. Waar die navolger delf, en hoe dieper hy delf, hoe nederiger word hy om sy. Dit is 'n kenmerk van die Here en van navolger. Nederigheid. Ek kan my verkyk aan predikers wat op groot verhoog staan met duisende mense wat daar sit voor hulle, en dan sien jy hulle begin nie te selfvoldaan nie, maar dit is het vat nie 10 minute in die diens in nie, dan begin jy te hoor, en dan is dit alles in die naam van die Here, maar hulle raak so verwond, en alles behalwe nederig. Wow. En om nederig te word, om te delf, dit verg moeite en inspanning. Dit kom nie net van self nie. Jy kan nie net jou lewe op, autopilot sit, en voortgaan, soos jy nog altyd gedoen het.
Jy moet vasberade wees om te hoor wat die Here sê en te wil hoor wat die Here sê en te wil doen wat die Here sê. Dit help nie, ek weet wat die Here sê, maar ek doen nie 'n woord daarvan nie. Dan sê die Here in daardie gedeelte ook, en hy vergelyk hulle verder soos iemand wat bou. En soos 'n man wat besig was om 'n huis te bou. Hy het gespit en diep gegrawe en die fundamente op die rots gelê. Dan staan daar die ander man het 'n huis sonder fundament op die grond gebou. Jy wat die Here se woord hoor elke week, elke geleentheid wat dit baie hoor, die Here se woord is nie onbekend vir jou nie. Met daardie woord, waarop bou jy vandag? Grawe jy diep om die fundament te lê, of is jou lewe op vlak grond, waar jy net hierdie beloftes van die Here geniet? Bou jy 'n fundament op soliede rots op die Here? Is Christus die vaste en die betroubare anker van jou lewe? Of voel jou lewe meer soos in daardie gedeelte ook 'n skip op die see, sonder engine, sonder roer, oorgelaat aan die genade van die golwe en die wind, en dit vat ons maar net waar ons gaan en gooi ons rond, en jy hoop maar net vir die beste, dat jy op een of ander manier in 'n veilige hawe sal beland en dat dit weer verby sal wees. Die Here sê vandag vir jou, begin delf dieper in Christus, delf sonder ophou. Hy is genoeg wanneer jy diep begin delf. Hy is nie genoeg op die vlak grond nie, jy moet delf. Dit is slegs deur dieper en dieper te gaan, dat jy werklik sal groei en sal floreer in die Here. Dat jy meer en meer van die vrede van Christus sal voel en die oorweldigende genade van vergifnis en jou geloof en liefde vir God en vir mekaar sal toeneem, net deur delf. Anderste sal jy nie kan nie. Jy sal vinnig geïrriteerd word en moeg raak met mense. Dit is net deur delf dat die storms en die stryd van jou lewe jou nie kan oorweldig nie. Omdat jy diep delf, omdat jy geanker is op die Here in die rots. Dit beteken geensins dat geen lyding of geen beproewings van die liewe oor jou sal kom nie. Dit is nie wat ek verkondig nie. Ek verkondig nie vir jou hierdie prosperity boodskap nie. Hoekom is mense wil hulle nie praat? Predikers, hoekom wil hulle nie? Nee, ons is nie daarop ingestel op negatief nie. Regtig, hoekom wil hulle nie praat oor beproewing en die lewe, die aanslag van die lewe nie? Want dit moet kom. Die Here het ook daarvan gepraat. Dit moet, jy moet
beproewinge en aanslae in die lewe hê. Want wanneer dit kom, sal dit of jou lewe stukkend slaan, of jou op die rots teruggooi. Wow. Waar jy veilig is. Die Here sê in sy woord oor die huise dat die huis of aan 'n lewe wat op vlak grond gebou is, toe die vloedwater dit tref, stort dit onmiddellik ineen. Jy moet een of ander tyd die toetse van die lewe deurgaan. Slegte toetse, erge toetse, jy moet, want dit is 'n toets vir jou geloof. Die vraag vanoggend vir jou is, wat is jou toevlug en sterkte? Waarop bou jy jou lewe? Want daar is verskillende fondamente. Daar is fondamente van materialisme, wat besittings en geld, wat dit opgebou word, 'n bankrekening. Daar is die fondament van gesondheid, wat gebou word op identiteit, op hoe jy lyk en hoe jy voel. Daar is die fondament van produktiwiteit, wat jou grootliks tot die samelewing laat bydra. Nou al hierdie fondamente wat ek nou genoem het, al drie, is meestal laat dit mense bou op mense wat van hulle hou. As ek van jou hou, gaan ek vir jou gee. As ek nie vir jou hou nie, gaan jy niks uit my uitkry nie. Maar weet jy, al hierdie fondamente, hulle hou nie, want dit is nie die rots nie. Een finansiële storm kan jou sekuriteit in finansies wegneem, verwoes. Die storm van ouderdom en siekte sal stadig maar seker jou gesondheid wegneem. Die storm van tragedie kan jou in 'n oomblik van produktief na onproduktief neem. Moenie op verkeerde fondamente bou nie. Want die storms gaan daardie fondamente vernietig. Maar dan lees ons ook van die man wat sy huis op die rots gebou het. Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit die huis nie laat ineenstort nie, omdat dit goed gebou was. Amen. Psalm 46 vers 1. Die Here is ons toevlug en vesting, 'n hulp in nood wat altyd te vind is. Daarom 9 versies aan vers 10 van Psalm 46, wees stil en erken dat hy God is. Wees stil en erken dat hy God is. Maak nie saak wat die storm dan is nie, wat die aanslag is nie. Wees stil en erken dat hy goed is. Here, hierdie verskriklike siekte, hierdie siekte toestand,
dit kan my bang maak, of ek kan stil word en erken dat U God is, Here, en net gaan dieper en dieper delf met hierdie siekte toestand, met hierdie finansiële toestand. Here, laat my delf dieper, want hoe dieper ek is, hoe dieper, hoe nader is ek, hoe vaster is ek aan U fundament, aan die rots, wat geen waterspan die see kan beweeg nie. Ek kan my verkyk elke keer as ek hier onder by die see kom. Ek praat van hier onder by die see, want die see sit net hier langs ons. Daar is hierdie klippe, hierdie rotse. Dan sê ons baie, ja, Jesus, maar die see is rof vandag. Hoorie, dan beweeg daardie rotse nie. Die see kan hoe rof wees, daai rotse beweeg nie. Waarop bou jy? Delf jy genoeg in die woord om hierdie teks weer stil en erken dat die Here God is, om dit te kan vertrou en toe te pas? Vertrou jy dit genoeg om jouself te verloon, om alles te verkoop wat jy het, jou kruis op te neem, en ons is ja alweer by versie, ja, en Jesus te volg vir, ja wat, vir die parel van groot waarde? Vertrou jy dit genoeg om so ver te gaan? Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? As dit Christus is, prys die Here, dan sal die storms nie ewige skade aan jou lewe bring nie, maar dit sal jou huis laat groei en die krag daarvan laat sien. Prys die Here. Dit beteken nie dat lyding en beproewings van die lewe nie oor jou sal kom nie. Soos ek net nou gesê, dit moet, want dit is die vuur waarin ons geloof beproef en getoets word, en waardeur oorwinning in Christus deur sy navolgers sal skyn. Ja, Here, ons dink altyd dis makliker. Ons het nou nie hierdie in my lewe nodig nie, ek sal nou makliker kan aangaan, maar dankie dat sulke goed gebeur. Anders het ons nie 'n getuienis nie, Here, en behalwe die getuienis wat ek het, Here, ek het dit oorkom in U. Dit is bemoedigend vir U die volgende. Prys die Here. Petrus sê dit so mooi. Hy sê, jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerhande beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Amen. Dis een ding om 'n gelowige aanhanger te wees en te sê Here, Here, en is 'n ander ding om jou huis werklik op die rots te bou. Waar staan jy? Is jy 'n aanhanger of is jy 'n gelowige navolger? Kan jy die Here Here noem? Want jy vertrou met alles die Here en jy doen wat die Here sê.
Dit is wat jy vir jouself moet antwoord vandag. Here, luister even wanneer ek sê, as ek sê Here, Here, wanneer ek U aanroep, want U sê, hoekom noem jy my Here as jy nie doen wat ek sê nie, ek kyk weg. Lewe in Christus is verborge in God. As Jesus jou Here is, dan kan jy hom Here noem. Lewe in die verborgenheid in God. Here, U het my gered. Ek is dankbaar. Ek is so dankbaar. Here, ek is nie hierdie ondankbare brek wat, ja, die Here het my gered en nou moet die Here voorsien en nou moet die Here help en die Here moet dit, maar ek gaan niks in my kant afbring nie. Is dit nie 'n bekende ding van ons mense nie, maar hy bring nie sy kant nie, alles moet van my kant af kom. Dink jy nie die Here kan ook so voel nie? Dan is ons kwaad vir die Here as die Here wegdraai van ons af, sy kop wegdraai. Here, hier staan ek vanoggend. En ons gaan nou 'n gebed doen. Ek wil jou die kans gee om stil te raak, om persoonlik te raak met die Here en vir die Here te sê, Here, wees eerlik, jy weet waar jy staan. Kan jy die Here, Here noem, want doen jy wat hy sê? Kan jy die Here vertrou? Want jy doen wat hy sê. As jy sê, ja Here, dan is ek dankie Here in Jesus naam, dankie vir hom en vir haar, wat vanoggend U kan noem, Here, Here, omdat hulle getrou is, en Here, omdat hulle honger en dors na U, om te doen wat U sê. Hou hulle in U hand. Here, hou hulle op die vaste rots, daardie fundament, bewaar hulle daar in Jesus naam. Vir jou, amen, vir jou wat dan nou sê, Here, nee, U kan nie, wil ek vanoggend sê, dit is nie die einde nie, dit is die begin. Hierdie boodskap is jou begin. Jy het die kans om te sê, Here, ek draai terug na U. Here, ek wil U Here kan noem. Nie dat U sê, hoekom noem jy my Here nie? Wie is jy? So, as jy vandag wil sê, Here, vergewe my, ek sal jou in die genade van die Here voortgaan en kom ons doen hierdie gebed. Vader, ek kom in die wonderlike naam van Jesus na U en ek kom staan voor U, Here, kop onderste bo en skaam. Here, ek bely dat ek by soveel geleenthede, by soveel dinge, in soveel dae in my lewe, Here, dat ek U Here noem uit gewoonte, uit godsdienstigheid, maar dat ek, Here, erken nie doen wat U sê nie. Ek kom vanoggend en ek sê, Here, dankie, Here, ek lê alles neer. Ek begin vandag in die naam van Jesus en die krag van die Heilige Gees begin ek te delf. Here, dieper en dieper te delf tot op die fundament. U rots en van daar af bou ek my lewe gehoorsaam aan U, sodat ek, Here, vir U kan sê, Here, Here, ontvang my nou, was my nou skoon met U bloed van Jesus, en Here, bewaar my, hou my in hierdie posisie, klee my nou in U wit kledingstuk
van reinheid weer eens. Ek is vernuwe, ek is weer vanoggend, Here, ek is afgestof, ek is skoongemaak, ek staan op die punt waar ek U nou kan noem, Here, Here. Dankie, Here, U is my Here. Nie net omdat U God is nie, maar omdat ek, Here, van hier af wil en gaan doen in U krag wat U beveel. Dankie, Here, vir U genade dat U dit weer eens die geleentheid bied. Amen. En indien dit weer wat jy kom by die punt wat jy besef, Here, ek is al weer besig om nie te doen wat U sê nie, doen die gebed weer. Dit is nie vir 'n once-off en jy kan nooit weer nie. Keer daagliks terug na die Here. Laat die Here jou elke dag reinig en maak jou elke dag vas aan die Here en delf elke dag op hierdie fundament van die Here. Amen. Prys die Here. Dankie, liewe Here, vir U genade en vir U woord vandag. 'n Woord van bemoediging en, Here, oortuiging. Dankie. Tot volgende keer. Ek groet U met die seën van die Here, eers in Hebreëus. Yerechocheta Adonai dishmarecha, Ya'er Adonai pawanelecha vechochonechta, Yesa Adonai pawanelecha ve'asemlecha, Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, jou genadig wees, jou vat, jou ophef tot by hom en aan jou vrede gee. Amen en amen. Tot volgende keer. Delf diep, wees gehoorsaam. Maak seker, jy kan die Here op enige dag Here noem. Tot volgende keer. Die Here se seën vir jou. Prys die Here. Halleluja.